Een van die groot geeste in die Afrikaanse literatuur is die week oorlede. Elizabeth Eybers het op 92 in Amsterdam gesterf. Ons bring aan haar hulde deur 'n uittreksel uit 'n onderhoud wat 'n paar jaar gelede vir die program Sandra op 'n drafstap en daar gedoen is voor te speel. Amsterdam in Nederland was die afgelope 46 jaar Elizabeth Eybers se tuiste. Hier het Sandra Prinsloo 'n paar jaar gelede die seldsame voorreg gehad om met die digter te gesels oor haar lewe en werk. Sy word onvoorwaardelik beskou as Suid-Afrika se grootste digter. En in Nederland is sy ewig gesog. Haar gedigte bly by jou en word onthou omdat die gedig diep aan jou siel raak. Die jare het aangestap, ook vir mevrou Eybers. En terwyl ek op pad is na haar, onthou ek die strofe uit haar gedig Portret. Soos 'n gety wat nie meer beur, maar saggies wegsak van die land, so skuif die dun bloed langsaam deur die donker are op my hand. Eenmaal was ek 'n moeder. Nou onthou ek daardie her en der verspreide vier. Een in Johannesburg en Windhoek 1, die oudste aan die Cypress verskanste see. En die laaste, naaste, in Noord-Italië met man en kinders in 'n Alpehut. Ek vra my af of die pasgemunte maan, embleem van eksentrisiteit en trou, suiwer symbolie van herinnering, wat blindelings hierdie liederlike stad opknap, sy weldadige glans laat seevier. Haar eerste gepubliseerde gedigte het sy as tiener geskryf en haar liefde vir die geskrewe woord het as kind op Swazirenike al begin. Ek het gehou van rympies, van gedigte en daar was ons het boeke in die huis gehad, dus ek het gelees en so ek was altyd met my neus in 'n boek as ek kon, maar ek is bly dis nie verbied. Nee, ek het dit gedoen met my plesier nie. Ja. Is dit plig nie. Mevrou Eybers, jy word beskryf as die grootste lewende Afrikaanse digter. Vir my gesê. Maar dit staan so. Ja. En jy het toch die PC hoofdprys gekry. Dis waar, ek dink dit was in 91 het ek dit gekry. Ja, dis 'n besondere eer want dit is die hoogste literêre prys wat 'n mens kan ontvang, is dit nie In Nederland, ja. Ja, ek dink dit word so min of meer beskou as. Ja, was jy verbaas? Ek was grootliks verbaas. Ook in Suid-Afrika is sy met die hoogste toekennings vereer. Sy het onder andere 2 keer die Hertzogprys gewen, het 4 eredoktorsgrade gekry en het die orde vir voortreffelike diens van president Mandela ontvang. Was dit jou doelwit om verstaanbaar te dig? Nou wel genuanceerd en kompleks, maar toch altijd verstaanbaar. Ja, want ik hou daarvan om zelf te verstaan wat ik lees. Ja, en je wil natuurlijk communiceren. Ik neem aan dat je toch een beetje een speciale oor hebt vertaald, zoals muzikale mensen voor muziek. En mensen met muziek aanleg, die krijgen toch die meeste vreugde in hulle lewe deur muziek te beoefen. Elizabeth Eybers was die eerste vrou wat 'n digbundel in Afrikaans gepubliseer het. Sy was 21 toe Belydenis in die skemerlig verskyn het. Haar laaste bundel, Valreep Stirrup Kap, is 2 jaar gelede toe sy reeds 90 was, gepubliseer. Uitsig op die kade, nauwelijks vertolkbaar wat hulle my vertel. Spreeus, eksters, meeuwe, eende, kraaie, al die ywerige dagloners van die wal, die weier so afgetrokken opgestel. Ek mis myself steeds minder. Ek bedoel, as steeds meer buiten dinge my gaan boei dan sintels van inwendige gevoel, tintel dit of ek self afstotend groei. Vermindering neem waarneembaar toe. Ek hoop om te voldoen aan omgekeerde bloei en leeg genoeg te loop om vol te loop met wat vanuit hier buiten binnenvloei. Hoe is het vir jou om ouer te word? En mense ervaar het verskillend. Ja, nou ja, dit is nie plesierig nie, maar het is aan die andere kant ook rustig. Daar's dinge wat jy nie meer na smag nie of trag nie of wat kan. 19 bundels, dis 'n enorme werk, dit is 'n lewenstaak. Ja, eintlik wel. Ek het